Ons is besig met 'n reeks uit Psalm, soos verlede jaar. Nou, ons gaan ek dink volgende week gaan ons weer welkom sê vir die wat van die vakansie af terugkom. Dit is maar net ons tendens in Linwood. Die Junie-Julie vakansie is daar hierdie uittog. En so ek weet dat daar van julle is wat hier sit, wat die reeks gemis het. Vandag en volgende Sondag maak ons klaar. So onthou, al ons spreke is op ons webtuiste. Julle kan dit gaan luister op ons webtuiste. Ek wil vanoggend, ons gaan kyk na Psalm 146, so julle kan saam julle Bybels daar oopmaak, Psalm 146. Ek wil vanoggend vir julle 2 sketse wys. Ek sal dan nie noodwendig 2 skilderye noem nie, maar hier is die vraag, watter een dink julle is die mees waardevolste? Wynand sê regs, Etienne sê links. Jaco, watter een? Jy is mos 'n kunstenaar. Regs. Jou regs. Jou regs. Alright. Hoe bepaal 'n mens watter een is die mees waardevolste? Is dit die grootte? Is dit die kleur? Want dan is dit die een. Is dit die detail? As jy nader kom, dan sal jy sien al die detail wat in hierdie een ingegaan het. Wat bepaal watter een van hierdie is die mees waardevolste? Nou, ek dink nie noodwendig dis die grootte nie, as ek kyk na die Mona Lisa, ek dink nie noodwendig dis die detail nie, ek dink nie noodwendig dis die kleur nie. Meeste van die kere word die waarde van 'n skildery of 'n prent bepaal deur wie die skilder was. 'n Onbekende kunstenaar kan 'n skildery teken wat moontlik vir honderde duisende kan verkoop. Maar as Pierneef of Irma Steen 'n skildery moet skilder, sal dit miljoene werd wees. Hoekom? Oor die waarde wat ons op die kunstenaar geplaas het. En wanneer iets vir ons belangrik is, wanneer iets vir ons kosbaar is, wanneer iets vir ons waardevol is, wat doen ons? Ons hanteer dit anders as ander goed, né? Ek het nog nie 'n ou gesien wat sy pierneef by sy braaiplek ophang nie. Ons hanteer dit wat vir ons waardevol is anders. En dis nie net waar vir kuns of skilderye nie. Dit is ook waar vir ons lewens. Ek en jy gee maklik van ons tyd aan dit waarop ons waarde plaas. Ons gee maklik ons energie aan dit waarop ons 'n waarde plaas. Ons gee maklik ons geld op dit waarop ons 'n waarde plaas. En uiteindelik, as jy nou mooi daaraan dink, uiteindelik gee ons lof, prys aan dit wat ons die mees waardevolste ag in ons lewens. Jou lewe en my lewe verklap, hou maar net iemand op, dit verklap wat vir jou belangrik is in jou lewe. Ek kan 'n week lank saam met Rudo loop en ek sal vir julle sê dat hy plaas 'n waarde op koffie en pickleball. Moenie my vra hoekom nie. Maar jou lewe verklap. En so as jou lewe net gaan oor jouself, jou geluk en jou gemak, dan sal jou keuses en jou aksies dit wys. En hier is die ding. Dit waarop ons, of dit waarvoor ons lof gee, is ook, die hoogste lof gee, is ook die ding waarop ons, of waarin ons, die meeste vertrou. As dit jou werk is, dan is dit waarop jy die meeste vertroue plaas. Kom ek vra die vraag so, waarheen hardloop jou hart? Instinktief, sonder 'n keuse, dit gebeur net. Waarna toe hardloop jou hart, as die lewe onseker raak? Watter nuus, watter gebeure, laat jou emosies ineenstort? Daai een ding, ons noem dit in die beradingswêreld die trigger, daai sneller, daai een gebeurtenis of daai nuus en ewe skielik voel dit vir jou emosioneel ooreageer. Wat is daai ding? Wat is daai een ding of een mens dat as dit ontbreek in jou lewe, of stort jou lewe ineen? Dis daai ding wat jy vanoggend moet raak sien. Want dit is daai ding waarop jy die meeste vertrou.
Daarom die reaksie. En so wanneer ons Psalm 146 vanoggend gaan saamlees, kom vra Psalm 146 vir ons een vraag. Wie of wat ontvang werklik? Nie, ek weet waar dit moet wees nie. Wie of wat vanoggend ontvang werklik jou hoogste lof en jou diepste vertroue? Dis die vraag waarna ons vanoggend gaan kyk. So Psalm 146, net gou die konteks. Ons weet nie wie die skrywer is nie. Die tydperk waarin die Psalm moontlik afspeel, is toe God se volk uit ballingskap uit terugkeer na Juda toe. En hier kom al hierdie mense op pad terug, onseker, baie emosies van wat gebeur het, baie emosies van dit wat hulle sien, baie onsekerheid van dit wat voor hulle lê, en Juda is nog steeds onder die heerskappy van Persië. En met ander woorde, hulle is nog steeds onder die heerskappy van die Persiese rykdom en prins. En dit is hieruit waar die psalmdigter van hulle dan skryf, Psalm 146, Prys die Here, met my hele wese wil ek die Here loof. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil lofliedere bring aan my God terwyl ek nog daar is. Moenie op magtiges vertrou of op mense wat nie kan red nie. Sy asem hou op en hy word weer grond. Skielik kom al sy planne tot 'n einde. Gelukkig is hy wie se hulp die God van Jakob is, wat sy hoop vestig op die Here, sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles daarin, en wat altyd sy beloftes nakom, wat reg laat geskied aan verdruktes, en kos gee vir die wat honger is. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat die blindes weer sien. Die Here ondersteun die wat swaar kry. Die Here het die regverdige lief. Die Here beskerm die vreemdelinge. Hy ondersteun weeskinders en weduwees, maar die pad van die bose mens maak hy skeef. Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God is koning, geslag na geslag. Prys die Here. Here, dankie vir u woord vanoggend. Heilige Gees, ek bid soos dat ons in hierdie tyd Psalm 146 vanoggend saam spandeer. Kom openbaar die Vader se hart vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. En so dis belangrik om daarop te let dat hierdie Psalm met presies dieselfde woorde begin as wat dit eindig. Prys die Here. Dit vorm deel van wat ons noem die Halleluja Psalm. So van Psalm 146 tot Psalm 150 begin al hierdie psalms presies dieselfde. Prys die Here en dit eindig weer met prys die Here. So dit voel amper asof hierdie Psalm, alles wat ons vanoggend gaan oor praat, afspeel tussen hierdie twee halleluja's. Dink aan 'n hamburger. Prys die Here, hier's die bun, prys die Here. Ek gaan nou vir julle die stukkie vleis gee. Hier is nog 'n halleluja. En dan amper ewe skielik onmiddellik verander die psalmdigter heeltemal sy fokus. Vreemd. Vanaf vers 3, hy praat nie verder. Ek sal dink dat hierdie is 'n lofpsalm. Hierdie persoon gaan praat oor hoe prys die Here. Hoe lyk dit om die Here te prys? Maar onmiddellik verander hy. En hy skryf hier 'n baie sterk waarskuwing. Vers 3. Moenie op magtiges vertrou of op mense wat nie kan red nie. Dit klink amper vreemd. Wat het van die psalms sal praat van hoop, van die psalms praat van vertrou, maak nie saak watter vertaling jy het nie, dit kom op dieselfde neer. Op wie of op wat vertrou? Waarin plaas ek my hoop? Dit klink amper vreemd dat iemand wat 'n lofpsalm skryf, sal praat oor vertroue. Wat het vertroue te doen met lof? Alles. Vra maar net of staan net in 'n gesprek waar 'n eienaar van 'n Land Cruiser en 'n eienaar van 'n Land Rover langs mekaar staan. Ons gee lof aan dit waaraan ons die meeste waarde heg. Selfs iets so eenvoudig soos 'n cruiser en 'n Land Rover. Watter een gaan vassit en watter een gaan ons uittrek? En so hoop en vertroue het alles te doen met waarvoor ons lof gee.
En so wat die psalmdigter vanoggend nie sê nie, hy sê nie dit is verkeerd om in leierskap of in autoriteit 'n vertroue te plaas nie. Die Bybel leer ons egter in Romeine 12 dat gesag is 'n geskenk van God. Maar wat hy besig is om hier te sê, onthou die konteks. Hulle kom uit ballingskap, op pad terug na dit wat verwoes is. Die onsekerheid, moontlik die seer van dit wat hulle tans nog dra. Wat hy vir hulle probeer sê hierso is, moenie van mense maak wat net God vir jou kan wees nie, 'n redder. Wat net God vir jou kan wees nie, 'n redder. En so op pad terug na Juda, herinner die psalmdigter hulle, vestig jou hoop, jou vertroue op God, nie op die prins van Persië of op mense nie. En vandag sit ons dalk en ons dink, okay, wat het dit met ons doen, prinse? Ons prinse lyk vandag net anders. Vir party mense is dit geld. As ek net genoeg het. Vir party mense is dit hulle beroep. Dis jou prins. As ek net daardie bevordering kan kry. Dis waarin my hoop is. Dis waarop ek my hoop plaas. Dan sal dit met my goed gaan. Dan is ek okay. Vir party mense is dit om in beheer te wees. Ek is een van hulle. Solank ek net alles rondom my kan regmaak, dan gaan dit goed met my. En wat die psalmdigter vanoggend vir hulle kom sê, moenie jou hoop, jou vertroue plaas op prinse of mense nie, maar plaas dit in God. Hierdie goed werk, geld, sukses, selfstandigheid, niks van hierdie goed is verkeerd nie. Maar hierdie goed kan ons nie red nie. Kan jy gou daar sit en onthou wat in jou binneste aangegaan het gedurende COVID, 6 jaar terug? Die onsekerheid wat jy skielik ervaar het, toe dit waarin jy jou hoop geplaas het, ewe skielik nie meer so stabiel is nie. Wat het in jou binneste aangegaan? Waarop het jy jou hoop geplaas? Psalmdigter kom sê in vers 4, wat sê hy van hierdie goed? Wat sê hy van hierdie dinge? Wat sê hy van hierdie prinse en mense in ons lewens? Sy asem hou op en hy word weer grond. Skielik kom al sy planne tot 'n einde. Wat 'n eenvoudige, maar tog diep waarheid. Almal van ons, kyk gou rond. Ek weet hier's party van julle wat sê, Jesus, as ek net soos daai ou kan wees. Almal van ons het dieselfde beperking. Ons is sterflik. Maak nie saak hoe slim, hoe ryk, hoe invloedryk, hoe magtig, hoe mooi jy is nie. Daar kom 'n dag vir elkeen van ons wat jy jou laaste asem sal uitblaas. En dan sê die Psalm, dan kom al jou planne tot 'n einde. Alles wat jy gedroom het, alles wat jy in plek wou sit, kom tot 'n einde. En so weer eens moet julle nie hoor vanoggend dat die psalmdigter sê mense is nutteloos nie. Dit is heeltemal teen wat die Bybel vir ons sê. En wat die psalmdigter hier sê. Dink aan die verlamde man, hy is deur sy vriende opgetel en na Jesus se voete toe gevat. Hy sê nie vir ons vanoggend dat mense is nutteloos nie. Hy sê wel vanoggend, moenie jou ewige hoop op die tydelikheid van mense bou nie. En dit is nie net waar van mense nie. Dit is ook waar van al die dinge in ons lewens wat ons 'n hoop op plaas om ons veilig te hou. Dit is tydelik. Dit sal tot 'n einde kom. Geld, sukses, reputasie, selfvertroue, vermoëns, alles sal tot 'n einde kom. En weer eens dink ek as jy ons terugdink aan COVID,
COVID, ek het soveel gesprekke gehad gedurende COVID, met soveel van julle wat hier sit, en mense wat nie hier is nie, en mense wat op ander plekke sit. 'n Openbaring wat baie van ons diep gehad het, van sjoe, ek was besig met soveel goed in my lewe, en ek het die belangrike goed gemis. Snaaks genoeg as ons dink aan ballingskap. Voor die ballingskap het hulle vertroue begin skuif na afgode. En dan ballingskap. En dan is hulle op pad terug uit ballingskap en dan kom die psalmdigter en herinner hulle weer, moenie doen wat ons gedoen het voor ballingskap nie. Moenie doen wat ons gedoen het voor COVID nie. Dan fokus hy weg van hierdie waarskuwing, vers 5. En hy fokus, of hy laat hulle fokus, of hy gee vir hulle fokus. Waarop moet ons vertrou? Vers 5. Gelukkig is hy wie se hulp die God van Jakob is, wat sy hoop vestig op die Here, sy God. Gelukkig is hy, wat sy hoop vestig op die Here, sy God. Die mens wie se hoop vertroue gefestig is op die Here, sy God. En in hierdie een sin verander die hele atmosfeer van hierdie psalm. Alles waarskuwing, psalm tot op Here sê, moenie dit doen nie, moenie vertrou op mense of op dinge nie. En dan ewe skielik gebruik hy die woorde hierso, gelukkig is hy, van die vertalings volgens sal sê, dit gaan goed. En in daardie een sin verander die hele atmosfeer van hierdie psalm. Gaan nie net oor moenie, maar hy kom sê vir ons dat hierdie psalm gaan eintlik oor die lewe wat God vir elkeen van julle begeer. Die psalm vanoggend is 'n uitnodiging vir elkeen van ons, vir jou, vir my, vir almal, ook vir hulle in daardie tyd, om ons vertroue te plaas op God, om ons hoop te plaas op God. Want hy, sê vers 6, het die mag, hoor mooi, om te red. Psalm nooi jou uit om jou hoop te plaas op God, want hy het die mag om jou te red. Hoor gou wat sê vers 6. God wat die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles daarin. Julle dink gou, ons het dit gesing, toring, vesting. Hy nooi jou uit vanoggend, plaas jou vertroue, dink gou daaraan. Die God wat alles geskaap het, nooi jou vanoggend uit om jou vertroue op hom te plaas. Die God wat alles geskaap het, selfs die goed waarop jy jou vertroue plaas. Klink nie lekker nie. Die goed waarop jy jou vertroue plaas, het hy gemaak. En hy nooi elkeen van ons volgend uit. Vertrou my. Die God wat die sterre in plek gesit het. Die God wat die berge gevorm het. Die God wat die oseane begrens het. Die God wat lewe gee, is die God wat ons uitnooi. Vertrou my. Daai uitdaging, vertrou my. Daar is niks in jou lewe volgend wat buite sy beheer is. Dit wat vir jou onmoontlik lyk in hierdie oomblik, is nie vir hom onmoontlik nie. Die toekoms wat ons dalk vrees het oor, is klaar in sy hand. Die probleem wat jou in die aande laat wakker lê, is nie groter as die God wat hemel en aarde gemaak het nie. En dit beteken nie vanoggend dat jou probleem dalk klein is nie. Dit beteken wel vanoggend dat jou God groot is. En hy het die mag om te red, sê vers 6. Maar vers 6 sê nog 'n ding. Hy het ook die karakter om te red. Hoor gou. Einde van vers 6. Wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles daarin. En dan sluit die vers af. En wat altyd sy beloftes nakom. Alles in ons lewens verander. Nee? Die ekonomie verander. Brandstofprys verander omtrent weekliks. Jou gesondheid verander. Mense verander. Ek het teruggekom in Rudolf is anders. Maar jy verander ook. En hier's die ding, God
verander nie. Hy is konstant vir ewig. En daarom verwys die psalmdigter hier, as hy praat oor die konstantheid, oor die getrouheid van God, dan verwys hy na die God van Jakob. Hoekom Jakob? Want die storie van Jakob gaan eintlik nie oor Jakob nie, dit gaan oor God. Jakob was 'n sondige mens. Hy was 'n bedrieër. Hy het vir sy pa gejok, hy het vir sy broer gejok en hy het gesteel. En so die storie van Jakob gaan nie oor Jakob nie. Dit gaan oor 'n God wat ten spyte van wie Jakob was, getrou bly aan sy belofte aan Jakob. Selfde God wat getrou was aan Jakob, is dieselfde God wat vandag nog getrou is aan sy kinders. Jy sien, wanneer die psalmdigter hulle uitnooi, plaas jou hoop op God, dan sê hy nie vanoggend vir elkeen van ons, jou hoop rus op jou vermoë. Hoor gou mooi. Jou hoop rus op jou vermoë om aan God vas te hou. Dis nie wat hy sê nie. Wat hy vanoggend vir jou en vir my sê is, my en jou hoop rus op God se getrouheid om ons vas te hou. Jessie, julle. Daarom kan ons hom vertrou. Ten spyte van my swakheid kan ek hom vertrou, want hy hou my vas. Vers 7. Vers 6 sê vir ons, hy het die mag, hy het die karakter, en dan sê vers 7, 8 en 9, hy het ook die hart om ons te red. Vanaf vers 7, as jy lees 7, 8 en 9, dan begin die psalmdigter hulle herinner aan hoe God regeer. En in hierdie 3 verse sê hy nie net, of hy verwys nie net na dit wat God doen nie. Hy wys ook na wie God is. Hoor gou mooi. Hy handhaaf die reg van verdruktes. Is daar enigiemand hier wat vanoggend, jy voel verdruk? Jy voel, jy word onregverdig gehanteer? Jy voel jy's in 'n seisoen van onregverdigheid? Hy handhaaf die reg van die verdruktes. Hy gee brood aan die wat honger is. Jy vanoggend 'n behoefte. Hy maak gevangenes vry. Jy sit dalk nie in 'n tronk nie, maar daar's iets in jou wat jou bind vanoggend om nie in die volheid te lewe wat God vir jou het nie. Hy maak gevangenes vry. Hy gee blindes hulle sig. Hy rig mense op wat moed verloor het. Enigiemand hier vanoggend wat moed verloor het? Plaas jou hoop op die een wat die oprig wat moed verloor. Hy sorg vir die vreemdeling. Hy ondersteun die weduwee en die wees. Wat sien julle raak in hierdie verse? God se mag word altyd vergesel met sy liefde. Dis wie hy is. Hy regeer nie op afstand nie. Hy sien jou. Hy hoor jou. En hy ontferm homself oor jou. Dit is die koning wie ons dien. Dit is die koning wat ek vanoggend probeer openbaar deur hierdie woord wat vir ons sê, vertrou my. Ek sien jou. Ek hoor jou. Ek ontferm myself oor jou. En so die psalmdigter begin met prys die Here. Waarskuwing. En dan sê hy in vers 6 tot en met 9. Hy het die krag, hy het die karakter en hy het die hart om ons te red, Israel. Op pad terug na ons beloofde land toe. Onthou dat hy het die mag, hy het die karakter en hy het die hart. En hy wil jou red. Vertrou op hom. En dan bereik hierdie psalme klimaks, hoogtepunt in vers 10. Die Here regeer vir altyd Sion. Jou God regeer van geslag tot geslag. Dit is die kernvers van hierdie psalm. Dit bring die kontras uit van hierdie psalm. Prinse, hulle kom en gaan. Regerings, hulle verander. Koninkryke verrys en val, maar die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, bly
regeer en getrou vir ewig. Hy word nie verkies nie. Hy tree nie af nie. Hy word nie omkant gevang nie. Hy bly altyd in beheer. Die koninkryk, as ons na die hemel kon kyk vanoggend en ons kon dit sien en jy kon die troonkamer sien, weet jy wat jy vanoggend sou sien? Die troon is nie leeg nie. Die koning sit op sy troon vir ewig. En wanneer ons vanoggend dink aan ons probleme, dan beteken dit nie, omdat hy op die troon sit, dat ek en jy dalk nie uitdagings sal ervaar nie. Dit beteken wel, dat jou uitdagings vanoggend, dit wat jy in die gesig staar, nie die finale woord in jou lewe het nie. Die finale woord in jou lewe, behoort aan die koning, wat op die troon sit. En hierdie vers sê vir ons, van Psalm 146, dat hierdie koning sit op die troon vir ewig. Ken jy hierdie koning? Wie plaas jy jou hoop? Ken jy hierdie koning? Hierdie koning wat op die kruis sy laaste asem uitgeblaas het. En ewe skielik lyk hy maar net soos nog 'n aardse prins wat kom en gaan. En dit is stil. Vir 3 dae was hy maar net nog 'n aardse prins. En dit is stil. Die oggend van die 3de dag begin alles skud. En die graf gaan oop. En hierdie koning loop uit die dood uit. En hy sit aan die regterhand van sy Vader, van waar hy regeer vir ewig. Prys die Here. Hoe is hierdie psalm, mense wat op pad terug is na 'n beloofde land, van toepassing op jou en my vanoggend? Ek wil jou terugvat na daardie vraag toe. Waarna toe hardloop jou hart instinktief as die lewe nie sin maak nie? Hardloop dit na God toe? Wat 'n gebeurtenis of nuus in jou lewe het die grootste emosionele invloed in jou lewe? Of is dit God wat jou emosies konstant hou? Die ontbreek van wie of wat vanoggend in jou lewe, laat jou lewe ineenstort. Of staan jy vas op die rots wat nooit sal vergaan nie? Die rots, wat as jy na hierdie skildery kyk vanoggend, wat sê die woord vir ons? Hy het jou gevorm in jou moeder se skoot. Hy het elke detail van jou gesig bepaal. Soveel bemoeienis het hy met jou gemaak. As ons almal dieselfde gelyk het, dink ek persoonlik dat daar iets ontbreek van dit wat hy aan ons wil kommunikeer. Ek het gesit met jou en ek het jou bymekaar gesit. Waar is jou hoop? Want jou lewe is in my hand. Waar is jou hoop? Die koning regeer vir ewig. Die troon is nie leeg nie. Maar jou hoop is dalk nie op die regte plek volgend nie. Môre word jy dalk wakker en die lewe gaan aan. Daar is uitdagings. Die nuus dalk nie verander nie. Daar is nog steeds negatiewe goed wat in die lewe gebeur, maar hier is die ding wat Psalm 146 vir ons vanoggend sê, daar is een konstante waarin ons vertroue kan plaas. Hy regeer vir ewig. Hy regeer vir ewig. Moenie die gewig van jou lewe op jou skouers plaas en dra nie. Plaas dit by die voete van Jesus. Plaas dit by die voete van Jesus. Hy is die koning wat hemel en aarde gemaak het. Hy is die koning wat getrou bly. Hy is die koning wat vir almal gesterf het. Hy is die koning wat uit die dood uit opgestaan het. Daar is nie 'n begin en 'n einde aan hom nie.
Hy regeer vandag en hy regeer vir ewig. En die goed waarop ons hoop plaas, miskien bevind jy jou vanoggend op 'n plek waar jy jou hoop plaas op jou beroep, jou insig, jou kennis, jou reputasie, jou sukses, jou koninkryk wat jy besig is om te bou. Niks van hierdie goed is verkeerd nie. Maar hierdie goed is nie geskape om die gewig van jou vertroue en jou siel te dra nie. God kom sê vanoggend die elkeen van ons, plaas jou hoop op my. Plaas die gewig van jou lewe op my. Dit gaan goed met die mens wie se hulp die God van Jakob is. Dit gaan goed met die mens wie se hulp die God van Jakob is. Wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Die Here regeer vir ewig. Prys die Here. Kom ons bid saam. Waarheen hardloop jou hart vanoggend? Instinktief. As dinge om rondom jou nie sin maak. Waartoe hardloop dit werklik? Wat staan in jou lewe? Nuus of gebeurtenis vanoggend? Wat as jy dit hoor of dit gebeur? Dan is jou emosies buite beheer. Die God van Abraham, Isak en Jakob kom nooi elkeen vandag. Die lewende God, die skepper van hemel en aarde, die een wat die sterre uitsprei, die een wat die berge gevorm het, die een wat die lig in jou longe plaas volg, kom nooi jou uit. Plaas jou vertroue op my. Wil jy hom nie vanoggend antwoord nie? Miskien moet jy vanoggend dalk net sê, Here, vergewe my. Ek hou so graag daarvan, dat ek weet, dat ek in beheer is van my omstandighede. Here, vanoggend kom gee ek hierdie leuen van ek is in beheer oor in u lewe. Hierdie valsheid waarop ek vertrou oor aan u. Here, ek kies vanoggend, maak nie saak hoe onstuimig dit is rondom my nie. Te vertrou dat u is in beheer. En al maak dit nie sin rondom my nie, kies ek om te bly vertrou op u, Here. Net so sterk oortuiging gehad, soos ek voorberei het vir hierdie teks volgend. Daar is soveel van ons is. As ons eerlik is volgend, dan vind jy jouself op 'n plek waar jou lewe maar uitmekaar val. Want die lewe gebeur, maar jou lewe val uitmekaar, want jou hoop was op hierdie goed om reg uit te werk. Om reg te gebeur, of om 'n beheer te wees. Ek kan julle oë oopmaak en Here sê volgens vir jou, ek is in beheer. Ek het jou. Ek het jou immers gevorm. Ek het jou. Wil jy nie vanoggend oorgee nie? Dit bly 'n keuse. Hy dwing jou nie. Dit is my verregaande om te dink dat ek op iets sal vertrou en ek doen. Ek staan nie onskuldig volgens nie. Aan iets wat
geskep is deur God, en ek dink dit is my woord. Laat toe dat die Here die enigste behoud in jou lewe